Welkom terug by die groot ontbyt. Nou as deel van die Afrikaans 100 week. Ja, julle weet van Afrikaans 100 gesels ons vandag met Prof Nerina Bosman. Nou, sy is van die Universiteit van Pretoria se Afrikaanse departement. Ons bietjie gesels oor die geskiedenis van Afrikaans. Kyk, ek is mos nou maar altyd 'n sakker vir dit. Goeiemôre Prof Nerina. Goeiemôre, mag ek net sê ek het al afgetree, maar ek is wel nog verbonde aan die departement. Nou ja, daar's alles nou geloofwaardig bo die tafel. Ja. Nou maar netjies. Prof, kom ons praat 'n bietjie oor Afrikaans. Ons praat so baie van die kombuistaal wat ons taal geword het, kan mense maar sê, maar baie mense glo 27 Mei is Afrikaans gebore. Dis nie noodwendig die geval nie, Nee, ons kan glad nie sê dat Afrikaans op 27 Mei eers gebore is nie. Ek is ook nie so seker mense het datums vir wanneer 'n taal begin ontstaan en ontwikkel nie. Maar 27 Mei is wel belangrik. Dit is inderdaad so. Maar wat Afrikaanse ontstaan betref, nee, baie langer gelede het dit begin. Moet ek so ietsie daaroor sê? Ja, maar ons kan praat oor wat 27 Mei 1925 gebeur het, maar kom ons praat oor Afrikaanse ontstaan, soos jy nou sê. Ja, daar's verskriklik baie om daaroor te sê en ons het nie tyd hierso vir al die teorieë en so aan nie. Maar wat ons nou weet is dat vanaf Hollandse skepe, Nederlandse skepe, die skepe van die VOC, begin seil het en ook begin anker gooi het, want daar moes nou die mooi natuurlike hawe gewees. Het 'n eerste tree geneem na die ontstaan van Afrikaans, want hierdie mense op die skepe het in aanraking gekom met die Khoikhoi. En met verskillende stamme en tale van die Khoikhoi, maar hoe dan ook, hulle het bietjie begin handel dryf en in 'n handeldryf situasie ontstaan daar wat ons noem 'n handelspidgin. So dit is nog nie heeltemal 'n taal nie, dis 'n kommunikasietaal en hier teen die einde van die 16de eeu dus het ons nou al woordelyste gekry by mense wat daardie tyd dit opgeskryf het. So ons kan sê Afrikaanse storie begin reeds daar. Maar dan is die eintlike dag waarop Nederlands nou eintlik 'n vasdra plek begin kry, is dan maar 6 April 1652, want daar word 'n fort gebou, mense begin hulle daar vestig, en dit is natuurlik 'n taalsituasie, daar is die absolute, eintlik weet ons nou, perfekte omstandighede waarin 'n nuwe taal tot stand kon kom. So. Dis die ontwikkeling van taal. Dis die stadige progressie, soos jy sê, ek gebruik die woorde wat jy verstaan, wat nie noodwendig my taal praat nie, sodat ons onder mekaar, en jy gebruik woorde wat ek verstaan in jou taal, sodat ons kan handel dryf met mekaar. Ja, absoluut. Dit is hoe dit begin het, dink ons. Wie was van die belangrikste individue wat Afrikaans as amptelike taal help vestig het? Ja, dit is eintlik 'n baie lang tyd van aktivisme gewees. Ons kan maar sê dit het daar begin met die Genootskap van Regte Afrikaners en dan was daar veral S.J. de Tooy, dominee S.J. de Tooy wat baie sterk verset hom en saam met ander mense sterk verset het teen die verengelsingsbeleid van die destydse koloniale heersers. So verset is nog al vir baie jare deel gewees van die taalaktivisme, maar nie net verset nie, daar was ook 'n behoefte om 'n Afrikaanse Bybel te kry. Want duidelik het niemand meer die Nederlandse Statebybel verstaan nie, of min mense het. So ja, S.J. de Tooy. Dan is daar die aanloop tot die Uniewording. Daar's ook regtig 2 baie belangrike figure. Dit was generaal Hertzog en president M.T. Steyn. En hulle het gesê, hulle gaan nie Uniewording steun as daar nie 2 amptelike tale is nie. En die 2 amptelike tale is dan in Engels genoem Dutch en in Nederlands is dit Hollands genoem. Nou daai woord Hollands word later baie belangrik. Uniewording kom, daar is 'n Suid-Afrika wet, South African Act en nou is ons 'n Unie. Maar mense is nog nie tevrede met die bewoording eintlik, dink ek nie. Daar's baie onkunde by almal, veral by die Engelssprekendes oor wat Dutch nou is en wat is nou Hollands en dan wat is nou Nederlands. So vir baie Afrikaanssprekendes was Hollands gewoon Afrikaans. As hulle die woord Hollands gebruik het, dan was dit vir die taal wat hulle gepraat het. En dit word eintlik al hoe langer duidelik vir almal
dat Hoog-Nederlands, sal ek dit nou maar so noem, nie regtig gepraat word nie en selfs nie meer in die parlement nie waar dit eintlik gepraat sou kon word nie. So dit is interessant daar, maar daar staan veral twee regtig belangrike voorlopers in hierdie proses. Langehoven, as gevolg van sy eintlik 'n nuutgevonde aktivisme, hy tree toe tot die politiek, hy beland in die parlement, en ook advokaat J.H. de Waal, ook 'n regsgeleerde soos Langehoven. Hulle twee doen baie belangrike aanvoerwerk vir wat uiteindelik uitloop op 27 Mei 1925. So dit is vroeë taalaktiviste wat ons vandag, maar ons kan dink aan die werk wat hulle gedoen het. Ja. Akademiese taal. Afrikaans as 'n akademiese taal. Dit was tog seker een van die sterkste bene vir erkenning van Afrikaans. Kyk, dit het ook natuurlik sodra 'n taal 'n amptelike taal is, wat nou gebeur het na 'n jarelange stryd, is daar 'n soort nuwe impetus om te sê goed, hier het ons nou 'n amptelike taal, die taal moet hom gedra soos 'n amptelike taal, dit moet in baie funksies gebruik kan word. In die parlement byvoorbeeld, in die howe. En op al twee hierdie gebiede is dit nie noodwendig net die kombuistaal variëteit nie, maar dit is 'n variëteit waarmee mense nou begin moeite maak het. Woorde is gevorm, woorde is weer 'n keer by Nederlands geleen, Engelse woorde is vertaal en deur die loop van die 100 jaar tot nou ontwikkel Afrikaans dan eintlik verbasend vinnig tot 'n akademiese taal, 'n wetenskapstaal, wat op alle gebiede gebruik kon word. So terme word geskep. Ja. Die taal blom eintlik. Ja. Wat 'n wanpersepsies is daar dat Afrikaans eintlik net aan een groep mense behoort? Ja, ek dink dit was baie lank deel van ons geskiedenis dat die taal toegeëien is deur een bepaalde groep sprekers, wit sprekers, dat hulle besluit het oor dinge soos spelling, hulle het kommissies gevorm, hulle het woordelyste en spelreëls opgestel, grammatikas begin skryf. En ja, seker gedink het die taal behoort aan hulle, maar dit is natuurlik nie hoe dit is met 'n taal nie. Die taal lê en behoort aan die mense waarin die taal gepraat word. En daar was baie ander mense, nie net wit sprekers nie. So ons kan nie vandag op enige manier sê Afrikaans behoort net aan mense wat een variëteit praat, wat een huidskleur het nie. Dit behoort aan almal. En terselfdertyd moet ons sê, ons moet welkomend wees, ons moet mense innooi in ons huis. En dan dink ek ook aan tweede taalsprekers. Julle weet dalk Afrikaans word in baie lande as 'n tweede taal aangeleer. Aangebied, selfs in Europese taal. Absoluut, absoluut. Ook in Amerika, die Verenigde State van Amerika en in Rusland. Dit is ongelooflik. Vir my altyd hoe mense hulle beywer daarvoor om Afrikaans aan te leer. Dit is 'n maklike taal. Maar ook hier het ons tweede taalsprekers en ook hier moet ons net sê julle is almal welkom. Natuurlik. Engels. My aarde, die meeste sprekers van Engels is tweede taalsprekers. So ons kan regtig bietjie leer by so 'n houding teenoor ander sprekers. Dit mis, nee. Mens kyk dit mis dat Engels so sterk staan in Suid-Afrika, juis omdat dit oorwegend 'n tweede taal is. Ja, absoluut, wêreldwyd. En mens hoef nie altyd keel af te sny en beklei vir eerste taal nie. Dit gaan oor tweede taal, dit gaan oor die gebruik, die aktiewe gebruik van 'n taal. As mens dink aan aktiewe gebruik, daar's soveel dialekte in ons land. Daar's soveel plaaslike dialekte. Daar's soveel historiese Nama, Griekwa gebruik van Afrikaans. Daai maak Afrikaans, kan 'n mens amper sê, moeilik om te standaardiseer, nee, want jy kan nie sê dis spesifiek Afrikaans. Ja, as ek iets kan sê oor standaardisering, die standaardtaal word deur baie min mense gepraat. Daar is mense wat as hulle mond oopmaak, vloei daar net regtig pragtige Rian Kruiwagen Afrikaans, standaard Afrikaans. Maar eintlik in 'n informele omgewing praat niemand regtig sommer standaard Afrikaans. Hulle sal dadelik vir jou sê, moenie sulke groot woorde gebruik nie. Of byvoorbeeld so iets. My kinders nou. So dit is eintlik hoofsaaklik 'n geskrewe variëteit. Ja.
is niks vreemds dat Afrikaans so 'n variëteit het nie, dis in alle tale so. Daar's reeltjies. Iemand gaan met 'n rooi pen oor jou Iewers, bladsy vir jou sê nee, jy spel verkeerd of nee, hierdie woord word verkeerd gebruik. Jy verstaan nie die voegwoord hier nie, moenie inteendeel gebruik nie, gebruik trouens. Sulke soort sake is tipies van mense wat 'n sekere norm het, die norm van standaard Afrikaans. Hulle word gehelp deur die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Maar dit is nie, soos ek nou al gesê het, die taal wat die meeste mense sommer informeel praat nie. Ja, so daar kom ons dan by die variasie en die variëteite in Afrikaans. Die kleurvolle Afrikaans wat ons omgee. Prof, baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dit is lekker om te gesels oor Afrikaans. En bietjie te praat daaroor. Dankie dat jy vanmôre die tyd gevat het en so vroeg by ons opgedaag. Plesier, ja. En nou ons praat nou standaard Afrikaans, ons drie. So, wees maar net daarvan bewus. Julle praat nou pragtig mooi formeler. Formeler? Die mense daar buite is al kwaad vir die goed. En ons sê baie dankie Prof vir jou tyd vanmôre. Dankie. Dis professor Nerina Bosman van Universiteit van Pretoria, Verbonde Universiteit van Pretoria. Baie dankie jy draai kom maak het vanmôre. Gesels 'n bietjie meer oor Afrikaans. Haai, wanneer daar's jy HAT deurgeblaai, sommer net om deur te blaai.